het God nie vir u en my gegee, dat ek en jy kan ja sê nie. Dis 'n verantwoordelikheid en 'n voorreg. Want weet jy, net soos wat jy kan ja sê, kan jy ook nee sê. En omdat hy God is, kan hy jou nie aan jou nekkie vat en forceer om ja te sê nie. Want hy het jou gemaak minder weinig as 'n engel. Maar hy het jou beter gemaak in die sin dat jy geskape is as mens na sy beeld en sy gelykenis. En hy het jou gekroon met heerlikheid. Daarom kan jy vanmôre kies. Daarom kan jy vanmôre sê, my soul say yes, or my soul say no. En weet jy wat, die almagtige God, van skepper van hemel en aarde, respekteer jou besluit. Maar dis 'n verantwoordelikheid. Loof die Here. Blaai saam met my na 'n boek in die Bybel, Hooglied 2, ek gaan vanmôre hoofsaaklik uit Hooglied uitpraat, want dis mos Valentynsweek. Maar nou, vinnig gaan ek jou op spoor sit met Hooglied. Baie mense wil nie eers Hooglied lees nie. Hoekom? Want die wêreld het 'n konnotasie aan dit gebring wat daar nooit moes gewees het nie. Hooglied is een van die mooiste boeke as jy verstaan van waar dit kom, aan wie dit beteken is en hoekom dit daar is. Nou, ek dink het gister of eergister het ek dit op my oggend ook uitgestuur en op my status gedeel op WhatsApp. Hooglied 2 vers 16 sê hierdie woorde: my beminde is myne, en ek is syne. Met ander woorde, ek is my beminde sinne. My beminde is myne. En vir my beminde is ek sy beminde, ek is syne. Hy wat herder is onder die lelies. Nou, ek weet nie wie van u het lelies in die tuin nie. Lelies het nie herders nodig nie, want hulle staan in jou tuin. Maar tog is hy die een wat omsien na selfs die lelies. Want in die donkerste modder kom die mooiste, witste lelies op. En hy sorg vir die mossies, maar hy sal ook sorg vir jou. Nou goed, kom ek hou by wat my gedagte vir die dag is, wat ek glo die Here op my hart wil hê. Die woord beminde, ek moet dit eers vir jou verduidelik. En die woord beminde, daai frase, kom 28 keer deur die hele Bybel voor. Nie net in Hooglied nie, hoofsaaklik in Hooglied, maar my beminde, daai woord, kom 28 keer deur die hele Bybel voor. En nou, in die Hebreëus kom hierdie woord beminde voor as die woord God. Maar letterlik, en nou moet jy vashou. Jy sien, as ek praat van my beminde, dan het jy onmiddellik rose en mooi goed en romantiese en net wat die wêreld daaraan wou hê, koppel ek aan my beminde. Maar hoor wat sê hierdie
beskrywende woord in Hebreëus. Wat beteken dit? En ek lees vir jou uit die Strong's se verduideliking van Hebreëse terminologie. Hy sê, hierdie woord, this word is from an unused root meaning properly to boil. Dit is wat ons wil weet. Dit moet 'n warm kook my beminde. Dan moet dit sommer uit my uitdrup van, wow, ek gee om, ek is lief en my beminde. Is hierdie warm gelaaide emosionele woord. Maar nou hou vas en nou sê hy, that is figuratively to love. So, beminde beteken om vuriglik lief te hê. Dit is so. Maar nou, by implication, per implikasie, it's a love token. Hierdie is 'n teken van iets, God se woord. Ek hoef dit nie te sê nie, as ek hierdie ophou, dan weet jy, hierdie is God se woord. Nou kom hy en hy sê, daar's 'n beminde, wat die token is van my liefde. Wat die teken is van my liefde. Maar dis 'n liefde ook vir 'n vriend. Nou raak dit anders. Nou is dit nie net meer eroties nie. Nou is daar 'n liefde vir 'n vriend. En nou kom hy en hy sê, hierdie woord praat spesifiek van die liefde vir 'n oom, 'n familielid, 'n broer, 'n pa. Want jy sien, in hierdie kontekste was daar ook liefde vir 'n vader. Daar was liefde ook vir 'n oom. En nou moet jy mooi luister, hierdie liefde vir die vader en vir die oom het niks te doen gehad met die seksuele nie. Dit was 'n liefde wat gebrand het sonder dat dit 'n erotiese verwysing was. Want daardie liefde was ongeveinsd. Ek kan onthou toe ek jonk was, het ek my pa gesoengroet. En toe later raak dit so, dat dit nou, jong, wat gaan die mense dink? Nou groet ons mekaar net met die hand. Hoekom? Want die samelewing het bepaal wat vir my aanvaarbaar is. En nou kom die samelewing en hy wil vanmôre vir jou dikteer wat aanvaarbaar is wanneer ek praat van my beminde. Kan ek jou werklik lief hê as beminde sonder om net saam met jou in die bed te wil spring? Ja. As ons weer daar is waar God ons wil hê, te wees soos Jesus. Hy het vrouens, hy het seuns, hy het mans, hy het mense lief gehad sonder om seksueel met hulle te verkeer. Hy het hulle so lief gehad dat hy sy lewe vir hulle afgelê het omdat hulle sy bemindes sou word. Manne, meeste van julle
sit vandag met 'n vrou langs jou, wat nie jou beminde was nie, maar wat jy besluit het, sy gaan my beminde word. Ek hoop as daar 'n paar vrouens wat kan sê, amen, hy was nie my beminde nie, hy het dit geword, it was a choice. En ek het aan daai keuse gewerk, dis nou waar die chocolates en die rose en daai goed inkom, om iemand se hart te draai. Hierdie beminde beskrywing was allereers 'n beminde beskrywing tussen God en Israel. Hoor my vanmôre. Na Golgotha het dit ook geword Christus na die bruid. Nou het jy twee scenario's. Die ene is God met Israel. En jy kan nou vandag maak wat jy wil en jy kan sê jy haat die Jode, maar as God na Israel kyk, sien hy sy beminde. Die appel van sy oog. En as Jesus na die bloedgewaste kerk kyk, sien hy 'n beminde, sy beminde. En in daardie kollektiewe beminde maak dit nie saak of jy biologiese man of 'n vrou is nie, jy's Israel vir God en jy's bruid vir Christus. Jy moet hierdie verstaan vanmôre. Dit gaan nie net oor die erotika van Hooglied nie, dit gaan oor die boodskap, wanneer dan hier geskryf word, my beminde is myne, maar ek is syne. Nou kry dit 'n ander begrip. My liefde vir my beminde, en hier is die eerste ding, is Jesus werklik jou beminde? Is God werklik Israel, die mense nou, se beminde? Jy sien, want Israel kan ook vanmôre hulle hoop op God sit, want daar's 'n belofte om te kry. Maar is hulle uitverkoop lief vir God? Nee. Hulle doen net wat die res van die wêreld doen. Maar hulle wil hulle beroep op daardie kwytskelding van, daar's 'n belofte en God is vir ons. Maar is ek my beminde sin? Is ek Jesus sinne? Am I sold out to him? Jy sien, wanneer hulle hier staan, dan het die ouer huweliks formulier gesê, is jy bereid om alle ander te verlaat en hom of haar aan te hang? Sien nie wat ek sê? Want die oomblik as ek dit sê, alle ander verlaat, dan sê ek my hoop is op Christus. Dan sê ek my rok, my kleed is rein. I am sold out to Jesus. Maar ek weet mos nou hierdie stuk sekerheid. Hy het op Golgotha gesê, ek is uitverkoop aan jou. Ek sal jou nooit begewe of verlaat nie. En hoe diep is hierdie verhouding? Hoe diep is hierdie verhouding vandag in verhoudings? Hoe diep is dit? Want daar was 'n oomblik ook wat ek vir baie pare gesê het, totdat die dood ons skei, of Jesus ons kom haal. Dit was deel van die huweliksbeloftes. My beminde.
Nou kan ek na Jesus kyk en Israel kan na God kyk en sê, ek sal jou bemin totdat die dood ons skei. Maar ek en jy weet mos nou, ons sal lewe al het ons gesterwe. So niks kan jou skei van die liefde van jou beminde nie. Geen diepte, hoogte, afstand, niks kan jou skei van die liefde van Jesus nie. Jou beminde het die prys betaal om waar ook al jou lief te hê. Wat gaan jou skei van Jesus? My familie, my agtergrond, die seer waardeur ek gekom het, dit wat ek nie gehaat het nie, as dit wat ek nie gehaat het nie my weghou van dit wat ek kan kry, is dit 'n seer dag. Maar ek weet vanmôre, my beminde, Jesus, se volle fokus is op my. En hy gaan kom om my te kom haal. Want hy gaan sy bruid kom haal. So in my omstandighede sê my beminde, jy al sterf jy op die aarde, jy gaan altyd lewe. Ek gaan jou skei nie. Tweedens, tot of Jesus ons kom haal. Want dan verval hierdie ring. Hy gaan hier bly, ek en sy gaan by Jesus wees. Dan is dit nie meer onder die wet van 1984 getroud nie. Dan is ons daar om getrou te word onder die wet en bepaling van God vir daai oomblik. Maar kom ek lees net so 1 of 2 verder. Maar nou verstaan jy, my beminde. Alle ander verlaat hom aan te hou. Want dan is hierdie liefde ongeveins. Dan is hierdie liefde gefokus. Myne vir hom en syne vir my. Israel sinne is nie heiliglik daar vir God nie. Hulle is daar vir die koekies en die visies en die broodjies. Maar daar gaan 'n dag kom, wanneer dit so hard gaan met Israel, dat hulle harte aan die Messias sal gee. En Jesus sal omarm as verlosser. Daarom wil jy nie 'n Jood wees nie. Jy het 'n makliker ingang om nou te buig by Jesus. Jy wil jou nie beroep op die wette en die reëls van Moses nie. Jy wil jou beroep op die wette en die genade van Jesus Christus, want ek het gekom dat jy lewe en dit in oorvloed kan hê. Hooglied 7 vers 10 sê hierdie: ek is my beminde sinne. Kom on, glo dit vanmôre. Jy is jou beminde sinne. Hierdie sin word so aangeval elke dag. Want weet jy hoekom? Suid-Afrika het een van die hoogste egskeidingssyfers in die wêreld. Maar dan staan ons 'n tree terug en ons sê, hierdie is 'n volk oor wie God hom sal ontferm, en die duiwel maak dat ek en jy so seer kry en so verwoes raak, dat daar die waarheid bevlek is en eintlik gesien word as 'n leuen. Want baie mense kom in 'n huwelik in, alreeds met die oog op, wat gaan gebeur as ek skei die dag? Niks kan my skei van my beminde nie, want ek is my beminde sinne. Luister wat sê daai vers 10 verder. Sy begeerte is by my. Waar is God se begeerte? By Israel. Hulle het 'n keuse. Waar is Jesus se begeerte? By jou. By die kerk. Sy begeerte.
as sy begeerte by jou is, kan vir Welma vra, toe ons uitgegaan. Sy wil studeer en sy wil by die universiteit haar dinge doen, dan sê hulle net, Welma voordeur, want die is iemand wat gery het van Johannesburg af, van Vereniging af Potch toe, Dinsdag aand, Donderdag aand, whenever. Hoekom? Want ek wil maar sien. Kan jy onthou toe jou begeerte by iemand was? Ek dink sy is bly, daar was nie daai tyd WhatsApp en die en daai nie. Jy moes tikkieboks toe. Dan moet jy hoop, hulle tikkieboks is nie beset. Nou, baie van julle het ek nou verloor, jy het nie 'n klou waarvan ek praat. Dan moet jy maar weer gebel en weer gebel en weer gebel, totdat jy haar stem hoor. Vandag maak hulle uit as jy nie binne 3 sekondes of 3 minute op daai WhatsApp reageer nie. O, jy is besig met iemand anders. Jy was net nou my beminde, maar nou is jy nie my beminding. Dan ry ek tot in Potch en ek staan en wag vir 'n halfuur, net om uit te vind, hoor die studente is vanaand op 'n ander plek in 'n ander dorp besig. Ek het dit nie geweet. Maar ten minste kan ek 'n briefie los en sê ek was hier. Vat jy goed in trek, want ek het nou 2 aande koue kos gekry. Jy het kos gekry, meneer. Jy het my nie gegroet nie. Jy sien jy, hoe word ons beminde geïdentifiseer? Dit gaan oor my. Jy moet my dien. Anders is dit Kubai. Maar sy begeerte, Jesus se begeerte, is vanmôre by jou. Kom dan, laat ons die saak uitmaak. Kom sit by die tafel. Dis jou beminde, sy begeerte is by jou. Waar is jou begeerte? Pastoor, ek wil net vanmôre so uur inlê. Pastoor, Sondag is die ideale tyd vir my en my gesin. Waar is jou begeerte? Maandag aan pastoor, weet jy, ons werk hard, pastoor. Dinsdag aan bid hier, pastoor, weet jy wat, ons is nie almal pastore nie. Woensdag aan, pastoor, ek kan nie by daai Bybel, ek kyk daarom daai oggendmanna. Waar is jou begeerte? Ons wil almal hemel toe gaan, o ja. En jy moet net nie hier preek en sê, hoorie, hierdie oude dalk nie gemaak nie. Waar is jou begeerte? Sy begeerte is by jou. My beminde, sy begeerte is na my. Hooglied 2 vers 8. Ja, hierdie moet jy hoor en sien en onderstreep en leer. Hoor my beminde, weerskante. Die wat, sy oor is nie toe nie. Maar wanneer laas het jy hom gehoor praat? Die beminde wie se begeerte by jou is. Hoor my beminde. En nou moet jy sommer vir jouself dit vasmaak. Hy hoor jou. Hy, sy begeerte is by jou. Hy luister na jou. Hy hoor jou. Maar nou hoor wat sê, hoor my beminde, kyk daar kom hy. Hoor en sien. Om in hierdie verhouding met Christus te lewe, is nie net 'n geloofsaak nie, dis 'n belewenispad. Ek hoor hy praat met my, ek sien hoe hy kom, en my help, en my red, en my deurdra. Nou die oggend een Checkers se parkeerterrein stop ek en ek toe ek uitkom is daar 'n dame, ek ken haar glad nie en sy het
Mahindra karretjie en die kar het 'n papwiel en daar's nou al 3 mense wat daar probeer help en hulle kry nie die spaarwiel uit nie. En ek klim in my kar en ek is haastig en ons het 'n klomp goed om te doen en met een sê ek, weet jy wat sou Jesus doen? En ek klim uit my kar en ek sluit die ding en ek stap nader, ek sê, wat gaan hier aan? Hulle sê, ons weet nie hoe om hierdie ding se spaarwiel uit te kry nie. En ek kyk en ek besef, my Here, jy weet ook nie, ou boet. En ek sê, alright, wat het ons hier? Lang storie kort, 4-5 minute later, toe kon ons haar help. Toe figure ons dit uit. As ek dit vir 'n vreemdeling doen, hoeveel te meer sal hy dit doen vir sy beminde? In hulle slaap. Hy sal dit uitfigure, want sy begeerte is by jou. Hy hoor jou praat. Hy sien jou. Hy sien jou as jy nog op pad is om te gaan kniel een kant en te sê, o Here. Ek lees Vrydag iewers 'n pastoor wat, hoor nou, ek sê, ag hoorie, ek wil gaan afsonder, is daar nie iemand van julle wat 'n plek het wat my kan akkommodeer vir 'n, nou skryf ek hier onder, pastoor, probeer sommer jou garage. Die Here hoor daar net so goed soos in die lodge, wat iemand jou nou moet vir 'n week akkommodeer. Waar is my begeerte? Waar is my begeerte? Speel ek 'n speelietjie? Ek het nie 'n speelietjie gespeel. Toe my dogtertjie gebore is en my seentjie gebore is, was nie 'n speelietjie nie. Hulle was bemindes. Hulle is dit vandag nog. Waar is jou begeerte? Syne is by jou. Ek wil net hemel toe gaan. Ag, as daar iemand is wat vir my 'n 5-ster plek het vir 'n week, ek wil kom afsonder. Hallo. Vers 8, hy spring oor die berge. Ek en jy sukkel om by die berge op te klim en op te bid. Maar jou beminde het die vermoë om oor berge te spring. Hoekom? Want sy begeerte is by jou. Hy sien nie die berge nie, hy hoor jou. Hoor wat sê hy verder? Hy huppel oor die heuwels. Jy weet wat's huppel. Een van die basiese goeters wat kinders moet leer, maar hulle leer dit nie meer. Hoeveel van julle het kinders wat vat hulle 'n bietjie huis toe en sê vir hulle, okay, kom ons doen daai hipskop daar. Kom ons doen 'n huppel. Kan jy gou van daar af tot daar huppel? Wat is huppel? Jy weet nie meer wat is huppel nie. Hoekom? Want dit word uit ons uitgedryf. As jy huppel, het jy nie moeite nie. Jy kan nie huppel met moeite nie. Dit is baie moeilik as jy net een been het om te huppel. Maar hy huppel oor die heuwels by jou uit te kom. Spreuke 5, Hooglied 5:2. Ek het geslaap, maar my hart het gewaak. Dis hoe 'n beminde sê. Selfs al slaap ek, waak my onderbewussyn, dat selfs in my drome, my begeerte by hom sal bly. En selfs wanneer ek slaap, is sy begeerte by my. En nou weet ons, Psalm 121 sê, die bewaarder van Israel sluimer, die beminde van Israel sluimer of slaap nie. Die beminde van die Nuwe Testamentiese kerk sluimer of slaap nooit nie. Maar sy hart is by jou. En dan sê hy weer, hoor my beminde klop.
Jy het geslaap. Wat maak jou wakker? Ja, dit was vanmôre lekker. 4:30 vanmôre, toe my wekker afgaan. My vrou, weet jy hoe bly is ek hierdie wekker gaan af, want ons kon vanmôre laat slaap. En die hele week het ons vroeër opgestaan. Nou slaap ek en jy, die kerk slaap, maar jou beminde klop. En hy sê vanmôre, ek staan by jou deur. Ek klop. As jy hoor, wil ek inkom. Nie om gister uit te sort en eergister aan te spreek en te hoor wat jou kant van jou verduideliking nie. Ek wil vanmôre inkom om by jou 'n feesmaal te hou. Dis my beminde. Ek sal teruggaan, maar ek wil eers 'n gesprek of 7 hê. Ek wil eers 20 keer deur alles weer rehearse en al die pyn en dan kyk, is daar 'n pad vorentoe. Hy sê, kom na my toe. Ek gee rus. My beminde is something else. Hy dink nie soos 'n mens nie. Hy redeneer nie soos ek en jy nie. Hy sê, ek het gekom dat jy lewe en dit in oorvloed. Ek is jou beminde, my begeerte is by jou. Nie om jou weer woestyn toe nie, lewe in oorvloed. Wat is jou reaksie? Wat is jou reaksie? Jy sien, want as ek vir jou 'n hartjie stuur, op wat reageer jy? Wat ignoreer jy? As hy jou wakker maak met asem in jou longe, wat reageer jy? Here, net asem, ek soek eintlik 'n Mercedes. Here, ek het net asem. Here, en ek is moeg, en Here, ek is dat. En dan sien jy 'n man wat nie arms het nie, maar hy bid. Jy sien iemand wat sterwend is, maar hy's net met die Here besig. Want niks sal my skei van my beminde nie. Hooglied 5 vers 5. Ek het opgestaan van my slaap af, om vir my beminde oop te maak. Nou moet jy luister. As jou begeerte na hom is, gaan jy opstaan waar jy is, of die varkhok, en of dit die paleis is, en of dit langs die rivier is, en of dit op die berg is, want hy hardloop oor die berge, hy huppels oor die heuwel. Hoekom sy begeerte is my? Hy het na my toe gekom, hy het gekom klop terwyl ek geslaap het en nie bewus was nie, en nou staan ek kies. Ek kies. Ek kom nou by die punt waar ek sê, hy is myne. Ek is syne. Ek is sy begeerte. Maar nou staan ek op. Moenie vooruit lees nie, maar dan gaan jy hom negatief lees. Ek het opgestaan om vir my beminde oop te maak. Terwyl my hande drup van mirre. Dis die offer reuke. My hande, want jy sien, daai goed was in 'n bak voorberei, mirre, olie. Hoor wat sê hy tweedens? En my vingers van vloeiende mirre op die handvatsel van die grendel. Het jy dit al gehoor? Het jy dit al beleef? Jy klim, of jy stap by die huis in, en daar's 'n parfuumreuk. Of net 'n reuk. My kar het nou vir 2 dae hier toegestaan. My kar, waarmee ek elke dag ry. 2 dae in die garage gestaan, terwyl ons met die bus gewerk het. En gisteraan toe ek in my kar klim, toe ruik ek weer die leer reuk
van net die sitplekke. Jy sien, ons raak so afgestomp van die normale goed, dat die oomblik wanneer hy inkom, maar waarmee kom ek na hom toe? Hy het nou geklop, ek het opgestaan, ek gaan oopmaak vir hom. But I will enter his gates with thanksgiving. Ek kom met my hande wat drup van vloeiende mirre. I will enter his courts with praise. Hoekom? Because I'm welcome there. Hy wil my daar sien. Kry die prentjie. Hy haat jou nie. Hy kyk nie hoe ver hy jou kan uitstoot nie. Hy wag vir jou. En hy wag om te sien hoe jy aankom. Wat is in jou hande? Want dit bepaal hoe hy gaan reageer. Hy gaan met vreugde jou tegemoet kom. En hy gaan daai mirror aanvaar. En nou sê daai skrywer daar, die grendels, die deure se handvatsels, het gedrup van dit wat op my was, as 'n offer vir my beminde. Met ander woorde, laat jou lig dan so skyn voor die wêreld. Julle is die lig van die wêreld. Daai bly nog 'n handvatsel, maar hy drup van dit wat ek in my dra, wat ek gekies het. Ek wil net bitter, ek wil net skerp wees. Of love lifted me. I give you Jesus. Gaan die deur handvatsel verander? Nee, ek hoop nie so nie, want ek moet daai deur oopmaak. Hy het 'n plek, daai handvatsel het 'n plek. Maar die geur om hom, die teenwoordigheid, waar ek vat, moet daar 'n teenwoordigheid wees. Want waar hy vat, is daar 'n teenwoordigheid. Daar's 'n reuk. Daar's 'n geur wat hang. 'n Geur wat sê, I can do all things. Daar's 'n geur wat sê, in hom het ek die oorwinning. Deur sy bloed. Vers 10 van Hooglied 5. En dan sluit ek amper af. My beminde. Miskien het jy dit lanklaas gesien, gehoor of gevoel. Maar hierdie verhouding, wat weerskante toe werk, my verhouding, my beminde is skitterend. Wit en rooi. Uitnemender as 10.000. Wanneer ek na Jesus kyk, dan sien ek hom op 'n wit perd, in wit klere, op pad om my te kom red. Daai waar die storie van my ridder op 'n wit perd. Die duiwel het hom gaan steel daar. Want die meeste van die tyd is die ridder op die wit perd eintlik net die duiwel wat jy net nie sy sterk kan sien nie. Jy het gedink is 'n ridder. Maar my beminde is wit. As hy inkom en as hy uitgaan, skitterwit. Hy is so skitterwit, dat die engele na hom kyk en dan maak hulle oë toe met hulle vlerke. En hulle sê, heilig, heilig is die Here. My beminde is wit en rooi, want daar is bloed wat hy gegee het
sodat sy beminde wit kan word. En as die duiwel na jou kyk, dan sien hy die wit vanweë die rooi. Wat jy ingekom het en gesê het, was my in die bloed van die lam. Jou keuse. En witter as sneeu sal ek wees. Dis die geesrealm. Godsdienst sê, hoorie, maar jy's 'n bietjie vinnig met jou temperament. Hoorie, maar julle dink mos anders. Hoekom? Want die aanklaer, die duiwel, jy's nie goed genoeg nie. Vir wat? Hy sê, net soos wat jy is, kom. Ek het jou lief. Of jy nou 20, 40 of 120 weeg, kom. Hy sien dit nie. Of jy 1 oor, 2 oor of geen ore het nie. Hy sien dit nie. He's the lover of your soul. Hy het jou siel so lief. Hy het jou gees so lief. Dat hierdie vir hom niks saak maak nie. Al het jy 'n R30.000 soet aan, of al loop jy met 'n stikkende kort broek en sonder 'n hemp, hy het jou lief. Hy kyk na jou, en al wat hy sien, is die wit vanweë die rooi. En dan sê hy, kyk my beminde. Maar hy is nie geskeer nie, kyk hoe lyk sy hare, wit en rooi. When I see the blood, ek weet waar jy was. Ek weet wie jy is. En my begeerte is by jou. Hoekom? Want jy het jou wil gebruik om te kies. I have decided to follow Jesus. Ek sluit af met Romeine 9:25. Hoor hierso. Soos wat hy ook in Hosea sê. Nou al hy alweer die Ou Testament aan, maar dis nou Romeine. Paulus skryf dit en hy sê, ek sal die wat nie my volk is nie, my volk noem. En haar wat nie bemin is nie, sal ek bemin. Stoor, jy ken nie my verlede nie. Nee, ek met alle respek, ek wil hoor wat het gebeur, maar ek ken jou toekoms. Daar's iemand wat jy vanmôre kan aanneem, en hy sê, al was jy nie bemin nie, al het die weeshuis jou sleg behandel, ek sal jou bemin. Meneer, al is jou pyn hoe ondraaglik gewees, ek sal jou bemin. Ek sal jou wat geen familie, volk was nie, myne noem. Terebinte. Geliefdes. Bemindes van Christus en God en die Heilige Gees vanmôre, die drie eenheid. Maar die deur is oop vir jou. Israel het nog 'n pad om te stap. Maar God is lief vir Israel. Raak hulle nie aan nie. Maar God is lief vir jou. Hy like jou. Sy begeerte is by jou. En hy kan oor berge spring en oor heuwels huppel.
Hoekom? Om by jou uit te kom. Sodat jy sal hoor en sien. Sodat jy kan ontwaak en wakker word, jy wat geslaap het, en Christus, jou beminde, sal oor jou lewe regeer en waak. En dan draai ek om. En ek besef dit vanmôre, hierdie konsep. En dan sê ek, wat hy gesê het. In Hooglied 15, dan sê ek, en hy, my beminde, is vir my uitnemender as 10.000. En weet jy wat? Dan kan hulle jou maar onterf. Hy goed gaan in elk geval net hier bly. Weet jy, ek praat in ons dorp met mense, sê, but you need to accept Jesus Christ. He says, I know, but they're gonna exclude me from everything. Jy is nog nie gereed. Jou beminde lê nog in die bank. Jou beminde is nog op ander plekke. He paid the price I could not pay. He paid the debt he did not owe. I needed someone to wash my sins away. But now a brand new song I sing. Want as ek in Jesus inkyk, dan sien ek nie net seën en seën en seën in die tydelike nie. Ek kyk na my beminde en ek sien hy spierwit vanweë sy sterfte op Golgotha. En ek sê, oh, how I love Jesus. En hy kyk na my en hy sien ek is gewas in die bloed en ek is bekleed met wit klere. En ek loop en ek sing, yes, Jesus loves me. En nou lees ek dit weer en nou maak het vir my sin. My beminde is myne. En dan stop ek vir 'n oomblik en dan sê ek, Here, is ek regtig syne? Jy kies. Vader, vanmôre dank ek U dat U my beminde is. Dankie dat ek U beminde is. Dankie dat U begeerte vanmôre na my is. Dankie dat U vanmôre oor al die heuwels en al die berge kan spring en hardloop en huppel om by my uit te kom. Dankie dat selfs wanneer ek slaap, U na my kyk want ek is U beminde. Dankie dat ek vanmôre kan wakker word in hierdie nuwe oomblik van bemind wees. Al was ek nie bemind nie. Al was ek verwerp en getrap en stikken. Dankie dat U my vanmôre bemin. Dankie dat ek vanmôre 'n besluit kan maak en wil sê, oh how I love Jesus. Nie, oh how I need Jesus nie. I love you. I want to love you, Lord. Ek wil vanmôre uitroep, U is my beminde, wetende dat ek U beminde is. Help ons in hierdie week, Here, om in hierdie realiteit te leef en te relax in die wete, ek is sy beminde. Here, ek bid vir elke man en vrou hier in hierdie gehoor, hulle wat kyk na hierdie uitsending, dat hulle vanmôre sal bewus wees van die feit dat Jesus hulle bemin. Nag en dag, hoog en laag, en dat niks Jesus sal skei
om ons lief te hê, totdat hy kom, en ons vir altyd by hom sal wees. Seën elke man en vrou, seën elke huis vanmôre, Here, elkeen wat ingeskakel is, elkeen wat hier in hierdie gebou is nou, lê u hande op hulle. Maar Here, gee dat my hande vanmôre vol van mirre, vloeibare mirre, offer sal wees, wat die reuk in my omstandighede sal verander. Dit bid ek in Jesus se naam. Amen. Mag die Here u ryklik seën hierdie week, en ons is beskikbaar vir u, as jy ons nodig het, kontak ons wil saam met u die pad stap, onthou al die afkondigings, ons gaan nou daar agter koffie drink, is hy in ooit aan, ek